kyk julle, dit lyk altyd so vrolik van buite af, nee. Al die trekkers loop te mooi, alles werk perfek, al die nuutste tegnologie. Hier sit ek op my sprayer. En wag dat die ding sy stelsel restart, jy sit die cut-off switch af. Dat alles nou weer sy bearings vind, want as ek spuit, dan loop my trekker nie so af in die lyn nie. Hy loop so. So, met ander woorde, as ek so om die land gaan, wys ek gaan so om. En hy gaan, dis helemaal, dis 'n fok op hom in kort. So as ek nou dit so gaan doen, sonder en om net met die hand ry, dan gaan hy nie afsit waar hy moet afsit nie, en op die baas laptop gaan dit chaos lyk. So alles nou afgesit, en hier sit ek in die 35 grade son en wag. Gewoonlik vat dit so, moet jy hom aflos vir so 5 minute, en dan gaan hy nou alright wees. So. Luister maar die voeltjies, en kyk die grond. Oké, dis nou Sondag, ons het heel naweek bietjie laat hier gewerk. Ons het so boontjies en mielies geplant, so laat as wat ons kan. Ons het so tussen 6 uur en 7 uur begin, en dan so 12 uur 1 uur dag gemaak elke aand. Sou vandag afgewees het, maar toe bring hierdie weervoorspelling so duim en 'n half se reën vanmôre in. En al ons mielies wat ons eerste week geplant het, is allemaal mooi op, maar is omtrent so groot. Dis hierdie wat julle in die agtergrond seker kan sien. En ja, hulle moet gespuit word en die heel week wys reën, en as hulle te groot word, gaan die bossie saam hulle groot word, al hulle kinders vreet al die goed. Dis sê die baas, nee, vandag is vandag. Julle 2 sprayer boys, wys ons wat julle kan doen. So ons spuit nou vandag 1400, 1500 akker. Met die 2 spuite nou. Ek weet in die noorde en vir baie ouens met groot spuite is dit nou nie 'n groot deel nie. 1400 akker spuit jy met 'n groot spuit, dus alleen in 'n dag kan dit doen. I wouldn't be so sure about that. Maar met 2 80 voet boom spuitjies met 600 gallon tanks, en ons kan nie elke land kan ons nie met 'n vol tank spuit nie, dit is te swaar. Dis hierdie klei gumbo buckshot grond wat hulle dit noem. So hy sak weg, ons moet halve load maak op baie van dit. So dit raak nog wel 'n mission om, die meeste wat ek al uitgekry het was 800 akker, maar toe het ek gewerk soos 'n hond. Ek het begin, ek dink 5 uur die oggend, en dan was middernacht, toe staan ek weer op 800 akker, toe is ek klaar. So dan het ons nou 2, en van nou kyk, ek staan op 520 akker, en jy baie dieselfde. So daar is ons al klaar oor 1000. Maar as ek so kyk na die lande, dink ek my baas het my gelieg, want yes, hier is nie net 400 die oor nie, hier is bietjie meer as 400. Maar ja, ons klaar nie. Na die klok loop, ons word per uur betaal. Ons sal rus wanneer ons daar by die huis kom. Eendag, November. Ek wabbel so baie en ek sê julle nie hoekom ons spuit. So, ons het ons fertilizer op hulle neergesit toe ons geplant het, maar nou het al die grasse en bossies begin opkom, en hulle lyk nou natuurlik die kunsmis. So, sodra hulle omtrent 10 cm langer is, dan sit ons hulle eerste onkruiddoder neer. En dit is nou presies wat ons nou gaan neersit, net so voor die reën, want as die reën kom, dan skiet daai grasse en bossies weg, en die land is te nat, ons kan nie inkom om te spuit nie, en voor die weer, dan is hulle groter as die mielies. So, ja, dit is ons taak vir die dag, dat ek 'n bietjie 'n montage maak, laat julle kyk wat ons doen. Motorcycle, give me playback on a vinyl and some cheap aviators from 65. Give me snakeskin boots, skull swaying like a noose, and I'll be clinging to the back of this.
Let's go. Yeah, we top 5 with it. Yeah, we going up, ain't no stopping it. Cry good, proud with it. Yeah, we going up, ain't no stopping it. All I got is tunnel vision. All I got is all I got is tunnel vision. All I got is every time I pull up, you know I'ma shut it down. Took some miles in my own, now I hand them out. I got some hitters in my city, but they send them out. Zero tolerance for haters while they run their mouth. I'm about to go. When you win it too much, it's what it look like. I'm a heavyweight, tell them this is something like. Whoa, they see the come on, they think it happened overnight. They try to imitate, I tell them they don't do it right. I know, always been a visionary. But the way I'm blacking out, I think it's getting scary. Get a fan by the win, it's hereditary. We don't take a loss here, yeah, we legendary. Ja, ons spyt nou die ends af op hierdie land, maar ek weet nie of julle kan sien nie, daar kom niks gif op die grond nie. Hierdie het nou so 'n storm hier opgesteek en die wind het opgekom. Yes, Juanita, asseblief man. Die wind het opgekom en dit is net ek dink nie ons gaan ons 1400 merk slaan vir vandag nie. Ons gaan net al hierdie gif mors, baie net al weg. Ons het door die baas gebel en hom vertel van ons dilemma met die wind en hy het gesê, manne, hierdie lande moet gespuit word. As ons eers reën kry, dan gaan ons nie weer terugkom en hulle nie in die bossies gaan groot staan. So, sak julle pressures, laat daai druppeltjies groter word, kyk of hulle gou soos vinniger kan val grond toe, sak die booms. En ja, as ons net die gif op die grond kan kry, dan kan hulle werk doen, of het nou reën of nie. So ja, ons het toe diep in die aand ingestoot, kyk wat ons gedoen kry en ons het klaar gekry met alles. Ons het 1450 akker gespuit. Supposed to be minder, maar dis hoeveel het was. En soos julle kan sien hier so in die volgende klip, het die donder weer daar in die agtergrond begin slaan en ek dink dit was omtrent 2-3 ure gewees. Toe het die druppels begin val op die dak. Ons het net klaar die spuite gewas en netjies gemaak en alles en ja, toe sak hy uit en hy reën. Jy loop en ek maak kop. Nou ja, toe die reën 'n bietjie opgeklaar het ons heelwat onderhoudwerk gehad om te doen. Ons het baie diesel engines wat ons mee water pomp tydens besproeiingstyd. Ons moes hulle olie gaan ry, hulle het oliefilters, dieselfilters, hulle grease, die dakkies opslaan en maar net reg oor hulle kyk en seker maak alles is reg, sodat ons nie sukkel as ons nou begin water gee nie. Ons het baie diesel engines. Diesel is nog relatief goedkoper in die land as in Suid-Afrika, so dis viable om diesel engines te hardloop. Hierso is 'n elektriese motor. Ons het hom sommer maar net gegrease. Hy het daarom nie veel onderhoud op hom nie. En ja, daar waar daar elektrisiteit naby is, sit hulle elektriese motors op wat water pomp. Maar daar waar dit ver is dit baie keer goedkoper om net 'n diesel engine daar te gaan neersit en water met die diesel engine te pomp. Ja, maar ek het nie geweet jy pappa geword nie. Ons reën net so. Sal eers allemaal uitbroei en weg is, dan sal ons verder beter. Wat doen met die vlieg? Nice. Dit is ons kompos. Ja, dat is wel mooi. Wat is dit hier in 'n boks? Daar is hier 'n boks.
Moet by add, dit is een van die kakkerwerk in die plaas. Hier. Kijk olie, korrel. Binne, buite, op jou, aan jou. Ja, dit moet gedoen word. Stap nou hier al die olie uit. En as die filter weg vir die scrap metal. Rubbish op die rubbish hoop. Kijk wat die trailer ook al stop. Die trailer is gaar. Oké, ons begin nou vandag met die baie gesogte polypipe hier in Mississippi. Ons gaan dit begin lê. Ek is nou besig om al die lande te gaan en kan ek dit stel, al die paaie mooi te skiem en netjies te maak, want die polypipe masjien gebruik die reference lyn tussen waar die pad eindig en waar die land begin. Waar hy sy wiel hou en dan lê hy die pipe so 3 voet binne in die land in. So as die pad mooi reguit gelê is, ons baas gebruik alles op GPS lyne. Hy gebruik alles op GPS lyne. En ja, dit maak 'n bietjie makliker en meer presies om die paaie mooi reguit te hou. Ek gaan nou net en sny al die mielies wat hier op begin opkom het in die pad af en maak dit netjies, dan kan hulle die manne nou maklik presies op daai lyn ry en die pyp lê. En ja, kyk hoe mooi staan die mielies al. Gaan hulle seker, as dit nie reën binne die volgende 3 weke nie, gaan hulle met water kry. Right, so hier is die manne besig met die eerste dag van polypipe lê. En soos julle kan sien met die kaal bolhy het die son hulle al vroeg by mekaar begin maak. Dis maar 'n warm storie, dis ongemaklike werk, dis vuil, dis stowwerig. Maar ja, dis nou waar jy leer van vasbyt en deurdruk. Dis nie vir die sissies hierdie nie. En dan nou hiervoor het ek vir julle my beste editing illustrasie gemaak van hoe die watervloed werk. So daarbo is die riser of die water toevoer en dan vloed die land na links toe, daar na die water voorhou, daar teen die bome. En dit is nou waar die water gaan drein. Op hierdie huidige prent gaan die pyp reguit gelê word langs die pad af en dan word daar gaatjies in die pyp gekap. Dan vloed hy na regs toe met elke ry af. Elke mieliery is so 30 ly met mekaar uit.
En ja, daaronder het hy nou 'n waterfur of 'n klein sloot en dan gaan dit af na 'n kalwer toe, 'n dreinpyp en dan gaan dit terug ditch toe, baie toe, rivier toe, waar ook al. En ja, dis hoe die vloedbesproeiing werk hier. Ek is ook besig met spuitwerk hier altyd. Ek kom nie regtig by die polypipe span uit nie. Ek het ook nog nie gaatjies gekap nie. Dis eintlik 'n bitter lekker werk. Laatmiddag as die sonnetjie begin sak, dan is dit nou glad nie te bad nie. So wanneer ek gaatjies kap of polypipe lê, dan gaan ek nou mooi op die footage kan kry vir julle en mooi presies kan verduidelik hoe elke dingetjie werk daarso. Ons is vandag besig met ons laaste onkruidbespuiting op die mielies. Ons het so tussendeur plant het ons, as ons 'n gap gehad het van die eerste mielies gespuit dat ons voorkom. En dit het nogal lekker uitgewerk, so ons is op ons laaste bespuiting nou. Ek dink dit is so 1000 akkerblok. Ons staan nou op so 600, 700, so ons is amper daar vir die dag. Daar kom 'n bietjie reën in vanaand weer, so ja, as ons dit gedoen kan kry voor die reën, gaan dit goed wees. Ons spuit atrazine, Hilex mengsels op hierdie tank agter. En dit is maar redelik eenvoudig, die hele stelsel hierso. Ons sit elke keer net nou 'n nuwe toutie op en dan gooi ons die pomp oor, kalibreer die pomp, dan het hy sy pompmeter, flowmeter, wat ook al, en dan pomp jy hom net direk daarin. Ek sit sommer hierso een in nou. Hierdie ene gooi ons 22.5 van. Nou net die water op kop voor hy alsnog aansit. En dis eenvoudig, dan maak die kraan nou oop en hou hom net dop kort tot hy reg is. Hang hom weer op, maak die water vol en dan gat ons. Ja, ek kan nie wag om klaar te kry met die voet nie. Hulle maak 'n vieslike plek op die masjiene. Jy kan dit nie nou sien nie, maar ja, ek kry dit nie afgewas nie, so. Ja, dis ons laaste batch vir die mielies. Ja, dan begin ons fertilize. Ons sal seker wys reën vanaand, so ons gaan seker die naweek of maandag begin met die fertilize en die white drops. Ja, dis eintlik die lekker werk. Is nie so gifmeng en al die goed nie. Jy maak dit die spuit vol, hulle ry vir jou fertilizer aan land toe en jy hoef dan nou nie die hele tyd terug te ry shop toe om te kan volmaak nie. Spaar baie tyd. Kijk, ek hoor al van Ousha van my vra, hey Boetie, where is your gloves? Yes, my gloves. Maar hulle het gebreek vanoggend. So dit help nie, ek werk met stikkere gloves. So ek sal môre nuwe kry. Hierdie gif is darm nie erg op die hande nie. Stickromoxone of al die ander kwaai goed nie. Ja, ek maak nou net 'n halwe, eintlik nie 'n halwe load nie, 400 gallon load. Die land wat ek spuit is verskriklik sag, so ek kan nie 'n vol vrag daarin gaan en dan sak my spuit net weg. So ons maak maar 400, tussen 300 en 400 gallon loads. Bietjie ongerieflik, maar ja, dis tussen vassit en nie vassit nie. Dit is letterlik hoe sag dit is. Ek sal 'n bietjie 'n video add van hoe sag dit is in hierdie lande. Kyk bietjie wat dit
Wat het mama gepak? Ai. Nee, moet weer gaan stop. Oké, dan nou as jy het klaar vol gemaak het, sit jou pomp aan, net daarso, sit jou agitation aan. Agitation gaan die tank, kan ek sê, opgemix hou die hele tyd. Die pomp sirkuleer dan net al jou gif die hele tyd daar binne, dat dit nie gaan lê nie. Dan gaan jy by jou tank in, dan op jou screen, sê vir met 400 gallons in, die kom op die top. En dan is jy reg, dan kan jy gaan weg. Wys julle 'n bietjie wat aangaan hier op my screen en al die dinge hier binne. Soos jou map, dit is basically jy wys vir jou waar jy spuit. Die blou deel is wat ons nou eindiglik spuit. Hy overlap daar aan die linkerkant 'n bietjie. Op daai kant ek het daar klaar gespuit en die bome af. En hier moet ek nou eers weer kort deze met die riser. Hey, op. Okay. So ek daai goed trap as die baas baie opset, hulle is duur. Anyway, so hier aan jou regterkant is jou, daar sal wys jy hoeveel akker jy al gedoen het vir die dag, hoeveel gallon jy al uitgesit het vir die dag. Jou average 10, dis wat hy moet wees, daar reset jy. Daar wys jy jou tank, hoeveel binne in jou tank is. Hierdie is al jou boom nozzles, al die blou is, moet verkieslik blou wees. As hy rooi gaan, dan weet jy, een van jou nozzle bodies op die boom het moeilikheid, dan moet jy hulle gaan vervang. Hierdie jaar het ek nog nie een gehad wat moeilikheid gegee het nie. Vorige jaar het ons baie gesukkel, hulle het op 'n streep gebreek. En hulle is omtrent $500 een, so dit is nie baie gerieflik dan nie. En dan hier aan jou linkerkant is jou rates wat jy uitsit, so hy is nou op rate 1 gestel, 10 gallons per acre, is wat ons wil hê. En dan daar wys jy ook 10, die boonste 10 is wat hy heiliglik uitsit, die onderste 10 is dit wat ons wil jy moet uitsit, so daai is reg. Daar is soos net jou pomp se vloei, daar is jou pressure wat jy het, jy kan dit ook stel as jy wil. Hier is jou boom se hoogte, die hoogte wat hy op hardloop, so dit is 31%, hy is verstel op 28, so hy is altyd so bietjie hoër as wat hy moet wees. En dan die rest is nou maar net jou menus en al die as van dinge. En hier is nou al jou boom se features, jou spuit aan, jou water track, jou mainframe, vlerke op en af, so wat is nie maklik om te verduidelik oor 'n video wat als hier aangaan nie, maar dit is makliker en soek net iemand wat jy net en gaan klim in hom en ry hom en dan sal jy weet. Hier is jou revs op en af, parkbrake, moenie hom druk terwyl jy ry nie, want daai ding gaan aan op 30 myl/uur. Praat dit experience uit, so baie lekker nie. Ja, grootseun! Dan is wel aandag en hy fucking Die was Julle wonder seker Wian, jy dan vroeër in die video gewys, julle spuit die mielies slegs as hulle 10 cm is en langer en hier is julle besig om mielies te spuit wat ek nie eens skaars opgekom het, so hey, wat gaan aan daarso? En die rede is maar eintlik baie eenvoudig en dis die weer. Die weer is verskriklik onvoorspelbaar hier by ons en die baas wil nie 'n kans vat om miskien 'n bietjie reën op die radar te sien en dan eindig dit op om 'n week se reën te wees en dan sukkel ons om die onkruid te beheer nie so. Toe sê hy koop diergif.
Hy investeer daarin, so kom ons kyk of dit werk. En ons het relatief 'n goeie vordering gemaak deur die middag. Ons het geen probleme gehad regtig nie. Al wat ons bietjie uitgevang het was die lande wat so sag was. Ons kon party plekke slegs 6-7 myle/uur spuit. En dit vreet nogal aan jou eikere uur, maar soos julle in die volgende klips gaan sien, het ons maar planne gemaak en ons het iets uitgefigure dat ons daai hele stuk gespuit kon kry voor die reën kom. Okay, ons gaan nou gou hierso 'n plan maak want die reën is besig om in te kom. Ek het nou net vol gemaak, maar ons gaan nie daai land klaar kry met een spuit nie, so ons gaan gou van my gif oortap na Emmy toe. Dat daar 2 spuite kan hardloop. Dit is genoeg gif hier om die land klaar te maak, die spuite is uitstadig. So ons gaan gou hierso 'n boereplan maak, oortap na hom toe. Ons kan klaar kry. So hier het ek die laaste 400 gallons gemix om die huidige land klaar te maak. Die plan was dat Emmy dan gaan stop en solank sy spuit uit was, terwyl ek nou die laaste bietjie gaan vang in die land. Die baas wou nou nie nuwe lande begin terwyl die reën op pad is nie, so ons wou net hierdie land klaar kry en ja, dan maar klaar gemaak het. Maar toe die druppels so begin val op die ry, toe sê ek vir Emmy, kom ons gaan 50-50 op hierdie vrag van my, want alleen gaan ek te stadig spuit om daai land klaar te kry, die reën gaan ons vang. So kom ons draai dit en ons kyk of ons kan klaar kry voor die storm kom. Okay, ons kyk of ons nou kan klaar kry. Sien die druppels begin te val. Hier op die windscreen nou op die bonnet. Dit is daarom nie te veel om te doen nie. Daar is hy meer uit swart en wit dot. En ek is omtrent daar so. Dit is nie baie hoor nie. Ek kan so 'n bietjie drizzle, dan gaan dit okay wees. Gaan alles aktiveer, maar as dit sous dan gaan dit nou weer te veel wees. Ons het daai land toe so laat skemer klaar gekry, is dit daarom nie te lank gevat nie en toe dit nogal redelik hard begin drizzle soos julle hier kan sien. Toe wag ons in die bakkie vir so 0.5 gaan kry ek iets om te eet en die baas het gesê ons moet net wag en kyk of die reën nie daarvoor oorwaai nie. Op die radar het dit nie baie groot gewys nie en dan kon ons nou die laaste stuk klaar spuit. Maar hier teen 10:00, 10:30 het dit net ander drizzle en ander drizzle. Daarom daai lande was so droog gewees, hulle het elke druppeltjie opgesouk en hy het net die boonste kors bietjie modderig geraak. Toe sê hy, weet julle manne, meng op en gaan spuit daai laaste 100-120 akker. En ja, toe het ons gaan spuit laat die modders opspat. Ons was die tyd van die aand nou al lekker gatvol gewees. Ons het laat gespuit, 'n ruk gewag, kos gehad en jy weet mos hoe gaan dit maak vol oogies toe. Ons was al lekker moeg. Dit het ons gou opgemix. Ek dink dit was 1 load 11 gewees. En ja nee, daar was nie baie genade gewees daarso nie. Ons het vol stoop oop ketels gegaan, so vinnig as wat ons kan. En ja, hier is die laaste deel van daai chaos aan. So geniet hom.
Alright, dis dan nou als vir episode 2 van Boer Amerika. Ja, glo my episode 3 is kort op sy hakke. En as jy het geniet het, klikkie bell icon, gaan jy laat weet as die volgende video's uit is. Like hom, subscribe hom, ek sal dit bitter baie waardeer. En ja, dankie dat jy gekyk het. Cheers vir eers.